Goeiemôre vriende, dit is so hier die Vrydag, so op die naweek, die 3de Julie 2026. Ek hoop julle het sommer so 'n lekker dag. Vrydag is mos altyd 'n so lekker dag, nee, want jy weet mos nou die naweek is op hande. So mag dit ook vir julle sommer net 'n lekker dag wees. Kom ons maak net die oë toe. Heilige Gees, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te mag wees. Dankie vir die groot voorreg, Here, wat ons het om in die natuur te mag wees, waar ons baie keer kan gaan rondloop in u tuine. Here, dat ons die voorreg mag hê om na die diere te kyk wat u vir ons daar geplaas het. Here, of dit luiperds is, of dit blouwille beeste is, of dit rooibokke is, of dit waterbokke is, of dit gemsbokke is, of dit springbokke is, Here, of dit leeu's is, kameelperde is, kudu's is. Here, ons die voorreg het om te kan kyk na u skepping, wanneer ons na die krummetartbome kyk, wanneer ons na die bopanies kyk, wanneer ons na die grasvelde kyk, wanneer ons na die berge kyk, wanneer ons na die duisende tipes voëls kyk. Here, wanneer ons die voorreg het om na u see toe te gaan, en wanneer ons oor die see kyk, niks sien in die oomblik as waar ons kop onder die water indruk, Here, dan gaan hier die hele ruimte, hierdie hele nuwe wêreld vir ons oop, wanneer ons die visse sien, wanneer ons die seekatte sien, Here, wanneer ons die seepertjies sien, wanneer ons die seeskilpaaie sien, die haie sien, kabeljoue sien, tuna sien, die walvisse sien, die dolfyne sien. En Here, is soveel meer. Dankie dat u ons inlaat as mense in hierdie stukkie paradys van u. En wil ons ook kom bely, Here, jammer dat ons baie keer so opvoeder. Maar dankie, Here, vir u toelating van ons in u paradys hier op aarde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is besig om nou na die einde van Hebreërs toe te gaan. Ons is nou hierso in Hebreërs 13, die laaste hoofstuk van Hebreërs. Ons het gister 'n bietjie stilgestaan by vers 4, wat gaan oor die huwelik, waar hy gesê die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God val. Dit sê die Hebreërs skrywer maar net gee net 'n paar praktiese goed vir hierdie mense wat nou bly ook onder mense, liewe vriende, wat mos nou nie kinders is van die Here nie. Kom gee hy maar net vir hulle hierdie praktiese riglyne. En dan kom sê hy in vers 5: Hou julle vry van geldgierigheid. Hou julle vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou vriende, hierdie is 'n ontsettende groot vers. Korrupsie, geldwasery, bedrog kom grootliks hierin. As ons na ons regering kyk, nou weer nie is nie almal nie. Liewe vriende, sien ons 'n klomp mense wat geldgierig is. Mense wat al reeds groot salarisse kry, maar wat nie genoeg kry nie, liewe vriende, volgens hulle nie. En dan begin hulle om te steel, dan begin hulle om met sekere, as julle nou na die kommissie kyk wat nou op hierdie stadium aan die gang is, na al die bedrog wat hulle bloot lê, as jy na die Zondo-kommissie gaan kyk wat se bedrog het hulle bloot gelê, en dit gaan alles oor geldgierigheid. Alles oor geldgierigheid. Dis mense wat dink hulle het nie genoeg nie, al kry hulle amper oor die 2-3 miljoen rand se salaris 'n jaar. Mense wat net nie genoeg kan kry in geld nie. En vriende, dit is geldgierigheid. En wanneer ek en jy in daardie struik val, dat ons begin geldgierig raak, soos meeste van ons regering op hierdie stadium is, nee. As jy in daai struik begin val, dit is wanneer al die kwaad begin inkom. Dit is wanneer jy begin goed doen wat ondenkbaar is, dat jy steel van die armste van die armes.
Dat jy vat van mense, liewe vriende, wat dit die nodigste het, maar jy het geen gewete nie. Hoekom? Want jy's geldgierig. Ek dink op 'n ander stadium staan daar geldgierigheid, dit is die duiwelse oorkussing, né? Kan 'n luiheid ook wees, maar dit klink vir my geldgierigheid kan ons ook so by die hoom vasvang. Ek dink seker luiheid is die duiwelse oorkussing, maar kom ons sê maar geldgierigheid is ook die duiwelse oorkussing. Want ek dink dit is so, vriende. Wat is die 3 groot goed wat die mense wat money, sex en power, né? En geld is 'n groot ding daarvan, liewe vriende, en dit is niks verkeerd om geld te hê nie. Absoluut nie. Dis niks verkeerd om 'n ambisie te hê nie, maar doen dit op 'n eerbare manier, hè, want baie van die geldgierigheid wat ons kry, raak oneerbaar. Dit begin 'n ander lewe aan die mense wil geld probeer kry op maniere wat eenvoudig totaal teen God se wil is, né? Hou julle lewe vry van geldgierigheid en dan gaan hy aan en dan sê hy: Wees tevrede met wat julle het. En dit is wat geldgierigheid is, wanneer is genoeg? Dis mos maar die vraag wat ons vir ons moet afvra. Wanneer is genoeg? En geldgierigheid is wanneer ek en jy net nooit genoeg kan kry nie. Wees tevrede met wat jy het. Vriende, en ek dink in ons werke ook, en wat ons kry, ek weet ons belastings is enorm hoog in 'n klomp goeders, dit is so. Maar vriende, laat ons ook dankbaar wees vir wat die Here vir ons gee. Wees tevrede met wat jy het. Dat ons, liewe vriende, nie hoef aan te pas by daai persoon of daai persoon nie. Dat ons kom sê, Here, dankie dat ek 'n huis het, dankie dat ek 'n motor het, dankie dat ek 'n fiets het, dankie dat ek voete het om te loop, dankie dat ek van die My City kan gebruik maak. Dankie dat ek oor die weg kan kom. Dankie dat ek 'n Uber kan gebruik. Dankie dat ek 'n taxi kan gebruik. Dankie dat ek hierdie aand kos op my tafel het. Dankie dat my kinders saam met my kan wees. Dankie vir my man en my vrou, né? Wees tevrede met wat jy het, liewe vriende. Want wanneer ons tevrede is, dan raak ons nie in hierdie mout van geldgierigheid nie. Want geldgierigheid lei dikwels dan tot dinge wat ons doen wat ons nie moet doen nie, né? Wees tevrede met wat jy het, kom sê hy. Nou hierdie 2 verse is eintlik heeltemal genoeg vir ons vir vanoggend, né? Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jy het. Want kom definieer hy, maar hy sê God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Net kom sê hy, julle hoef nooit bekommerd te wees dat julle nie julle daaglikse brood sal kry, soos die onsse Vader sal sê nie, né? Natuurlik moet jy werk, natuurlik moet jy jou kant bring, né? Maar dan kom sê hy, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat. Hy kom sê dit vir ons wanneer ons begin benoud raak, wanneer ons nie weet wat gaan aan nie. Liewe vriende, kom sê die Hebreërs skrywer vir hierdie mense in hierdie omstandighede wat nie altyd lekker is nie. En kom sê hy vir ons vandag, hoor hierso, God sal jou nie in die steek laat nie. Moet jou nie bekommer nie. Want bekommernis sal nie jou lengte sal jou nie langer maak nie, né? Kom sê hy vir ons op 'n ander plek. Ek dink dit is wat ons vir mekaar moet kom sê, liewe vriende. Daarom sê hy, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Mag ek en jy, vriende, tevrede wees met wat ons het, omdat ons weet God sal ons nooit verlaat nie en ons nooit in die steek laat. By 5. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar en mag julle sy teenwoordigheid ervaar.